Goeiemôre. Ek is opgewonde, dit is Woensdag en dis tyd vir koffie met Amelia. So ek wag net vir 'n paar mense om te kom wat vir my gesê het hulle gaan 'n bietjie laat wees. Maar terwyl julle so aanlyn kom, wil ek net sê baie welkom aan almal. En ek is baie opgewonde vir oggend. Hallo Rachel, bly om te sien jy's aanlyn. Het is goed om jou gesiggie te sien. En julle moet maar môre sê, want ek sien die gesiggies bo en ek kan nie. Hallo Tersia. Môre Annelies, môre Engela. Yes, julle is betyds vir môre. Ek is bitter laat vir môre. Môre Sunay, ek is so opgewonde. Môre Liesel, ek is een van die daar in die Kaap, julle, Welmarie môre, ou getrouheid, môre Irene, Elsie môre, Clinton en Elsa, môre, opgewonde, ek is excited, my goeie woordjie, môre Angelique, môre Petru, wil hoor, hoe gaan dit met jou kinders asseblief, jette, ek het baie lanklaas iets van jou kinders gehoor, môre Melissa, môre vriendin, daar uitvolg wil uit, is goed om jou te sien, en jy het my al so gebless hierdie laaste 2 weke met skrif en net met bemoediging. Môre Grant, jy intimideer my as jy op aanlyn is Grant. So pastoor, jy moet net chill vanmôre. Barbara Arend, vlieg jy. Môre Nelda van Sasselburg, Jean-Marie, goeiemôre. Madeleine, goeiemôre uit die Kaap uit. Dit is 'n chilly Kaap, ek glo jou. Annetjie, goeiemôre. Sonet, jy's in die woestyn vanmôre. Nee, jy gaan uit die woestyn uitkom vanoggend. Ek is jammer as ons sein bietjie swak is, maar dis maar oor die algemeen hierdie hele area. So môre Tricia, is goed om jou te sien. Jette, nee, Marlyn, nie vir Grant sê nie, Grant moet af. Hy intimideer my, want hy ken die skrif so. Môre Naomi, jy's vriendins, goed om jou te sien. Ek het al baie verlang na jou, gewonder waar is jy, wat doen jy? Santi Roots, môre, lekker om jou te sien. Terwyl die mense opkom, is jy in Dubai? Ok, so net, jete, bring maar vir ons bietjie sand saam. Laat ons bietjie vir Dubai hier by ons kry. Hoorie, ek wil vir julle vanoggend vertel, dit is Holy Kuils by my vanoggend. Megan en Wimpie is hier met die 2 kindertjies. My kindertjies is skool toe. Nou wil ek gou klaarmaak. Nou het ek nog nie 'n woord wat die Here vir my gegee het nie. So ek is basies geïrriteerd en ek is verboureerd. En dit voel vir my alles loop verkeerd en ek voel net dis 'n warboel. Môre Johan Lisel Joubert, van daar uit die ander lande uit. Môre Angelique, sê vir jou man, hy moet jou asseblief besig gaan hou. En vanoggend nou soek ek my onderlaag. Laat ek net ietsie kan doen aan my vel. En julle, nou is my onderlaag, seker met die koue weer nie lekker om uit te vee vanoggend nie. My vel is bietjie droog. So wat doen ek? Hoor nou, ek neem my bril op nie. So ek vat die haardroër, nou set ek die haardroër hierso. Môre Johan Botha uit die Vrystaat uit, goeiemôre. En nou kyk ek nie wat ek doen nie, want my foon lui, nou antwoord ek gou my foon, maar ek nie my bril op nie. Julle, die volgende oomblik, spat daar onderlaag, maar die hele aantrekkamer is net, hy spat die hele wêreld vol. Dink ek, Amelia, wat doen jy? So dis onderlaag die hele wêreld, nou probeer ek dit afvee, maar dit kom nie af nie, nou dink ek, los dit nou net. Ok, uiteindelik bietjie onderlaag aan, en die volgende oomblik, sê ek, ok, nou het ek bietjie onderlaag aan, laat ek net lipstick aansit, nou het ek nie my bril op nie, nou grou ek daar my lipstick, want ek weet hoe voel het, want ek praat met hierdie vrou oor die telefoon, en nou gryp ek daar my lipstifie so rond, en nou het ek dit aan, en ek voel, môre, Luzaan, nou het ek die lipstick, en ek voel, nou praat ek met die vrou, maar ek kyk nie, want op my ouderdom, kyk, voel jy net, waar is dit?
Nou voel ek maar my lippe brand. En dit brand, nou dink ek, is dit 'n pump up of 'n plum up of wat se lipstick is hierdie? Julle, toe ek so kyk, nê. Dis dit een van die kinders se koukiepenne wat ek my lippe mee maak. So ek het koukiepen lipstick aan vanoggend. Dit kom nie af nie. So ek het dit nou maar net so gelos. So dis hoe my oggend begin het, julle. En toe soek ek my tab en ek sit die tab aan en om nou te kan, ek wil hom toe nou gebruik vir oggend vir die uitsending en raai wat? Toe die tab pop, kry hom uiteindelik gestart, laat hy nou aangaan, bietjie gecharge en toe het die kinders nou iets verkeerd gedoen en môre Belinda, môre julle, iets verkeerd gedoen, toe lok hulle my, nou moet ek 'n paknommer kry. Ek het alles net so gelos, my foon gevat en gesê, weet jy wat, nee, nou kan ek nie meer nie. Ja, jou man skud sy kop, Marlyn, dit is maar hoe dit is in my lewe. So, hoe gaan dit in jou lewe? Ek vir jou sê, ag dankie Annelie, dis 'n onderlaag wat oral van die mure afkom en lipstick wat 'n koukiepen is, so never mind. So, kus bly om julle te sien. Ag dankie vir julle komplimente. En vanoggend moet julle bietjie saam met my gesels. Ek gaan vinnig wegspring en terwyl die mense aanlyn kom, baie welkom. En ek wil iets met julle deel wat baie na my hart is. Baie naby. En dit is die doop. So voor jy nou afgaan en jou totaal afruk en in 'n nuwe seisoen inruk en jou wip vir my, bly asseblief aanlyn want dit is nie jy gaan uit Egipte en jy kom in die beloofde land in nie. Dit is glad nie daai nie. So ek wil so net dankie, styf vast lippe. Dit gaan die hele tyd so wees vandag. So ek wil met julle deel oor die doop. En ek wil hê julle moet luister na julle geestelike ore. Wat wil ek vir julle sê vanoggend oor die doop? Nou, dit is so dat ek kom self uit 'n NG Hervorm, ek kom uit al die kerke uit, wat jy kan dink. Ek het gaan kerk soek van matriek af, en ek was altyd honger vir die Here, en ek het nooit bevrediging gekry by die kerke nie. So, ek was in al die kerke, en ek het alles, nagegaan. So, ek wil met julle deel, dat ek wil die Ou Testament vat, en ek wil begin by die Nuwe Testament, waar Jesus na die Jordaan toe geloop het. Ek het bietjie opsommings gemaak, maar dit is vol onderlaag en goed hierso, so ek sal hier my notas net hier sit, sorry vir dit. Goed, ek wil met julle deel, waar hy in Matteus 3 vers 13 tot 17. So julle moet nou saam met my gesels vanoggend, en as julle nie saamstem nie, dan sê julle dit vir my. Maar mag die Heilige Gees julle oortuig vanoggend van die verhaal van Jesus, en dat hy vir ons alles gegee het. So, sit jou godsdiens eenkant, sit jou vooropgestelde idees inkant, kom bietjie by in die lewe, laat jou geestelike ore bietjie oopgaan, en kom ons gesels vanoggend. So, in Matteus 3 vers 13 tot 7 is Johannes die doper besig om mense te doop, en Jesus weet, hy moet nou gedoop word, hy kom tot by die doopbad, en hy sê vir Johannes om hom te doop. Nou, voor sy doop, ken almal hom as Jesus. Hulle ken hom as Jesus. So hy gaan in die water in. En toe hy uit die water uitkom, gebeur daar 3 goed. Een van die goed is, hy het uitgegaan, hy het opgekom, hy het gesien, en hy het gehoor. So hy het onder die water gegaan, Johannes het hom gedoop, en toe hy uitkom uit die water uit, toe maak die hemele oop, en hy sien dit, en daar kom 'n duif, wat simboliek is van die Heilige Gees, kom oor hom, en hy het die duif gesien, en hy hoor 'n stem, wat vir hom sê, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." Yes, ek dink elke seun of dogter wil dit hoor.
This is my beloved son, in who I am well pleased. En wat gebeur daar? Toe Christus uit daai water uitkom, toe word hy die woord in die goed, jy moet gaan lees, want ek het nou nie tyd vir die skrif vanoggend nie, maar gaan lees dit. Toe sê hy, hy kom uit, die hemel gaan oop, hy hoor 'n stem, hy sien al hierdie goed. Met ander woorde, al sy sintuie is in werking. Alles. En die salwing van God kom op hom. Sy naam word net daar Christus, die gesalfde een. So hy is nie meer Jesus nie. En hou op om vir julle kinders te leer van liewe Jesus. Die kinders word sonder 'n identiteit groot, omdat hulle leer van liewe Jesus. Luister gou baie mooi vir my. My kinders leer nie van liewe Jesus nie. Hulle lees van Christus, hulle leer van die gesalfde een en sy salwing, en hulle leer van die leeu van Juda. Hou op om vir julle kinders te leer van liewe Jesus, want dit is moeilik vir kinders om te kan verstaan dat liewe Jesus eintlik 'n ander identiteit het. Regtig julle, kan ons asseblief ook uit die liewe Jesus ding uitkom, want hy is nie liewe Jesus nie. Hy word die Messias, hy word die gesalfde een, hy word Christus, hy kry 'n nuwe naam, en dit is profound as jy dit so kan vat. En die oomblik wanneer hy uit dit uitbeweeg, is hy woestyn toe. Nou ek wil vir julle sê, hy's daar gesalf vir sy roeping. Hy's daar gesalf vir wat hy moet gaan doen. Hy het voor die tyd, het hy geen wonderwerke gedoen nie. Niks nie. Hy was Jesus gewees. En in Matteus uit die doop uit word hy die Christus, die leeu van Juda, die gesalfde een. Christus is Christus. Ek is in Christus. Ek's nie in Jesus nie. Ek is in Christus, die gesalfde een. Ons dra net 'n ander tipe autoriteit. En ek wil ook vir jou sê, daar kan geen oop hemel oor jou wees as jou hart toe is vandag nie. So ek bid dat jou hart oop is vandag. Want jy sien, die oomblik toe Christus gesalf is deur God die Vader, toe begin sy calling, en toe begin die konflik, en dit gaan hand in hand. Conflict and your calling goes hand in hand. So daai konflik en daai roeping van jou veroorsaak 'n deemekaarheid in die geestemensie. En dis jy wat moet besef vanoggend dat jy op 'n plek moet kom waar jy in jou roeping moet inbeweeg. Maar ek wil ook vir julle sê, nê, dat dit is wyn wat jy sê, Jesus Christus en die Seun van God. So julle moet verstaan dat hy is die een. Christus is die een en ons is in hom. So kom ek gou verder. So hy kom by die Jordaan, hy's onder die water, hy kom uit die water, sy oë gaan oop, hy sien die duif, hy word gesalf as Christus. Uit Jesus in Christus. Hy word die gesalfde een, dra die salwing en hy's in die woestyn in. So, nou is hy in die woestyn. Hy word getoets in die woestyn. Hy gaan eintlik deur, ek het hier geskryf vanoggend, 'n spiritual warfare and temptation. Dit is eintlik waardeur hy gaan. So, hy word toe nou getoets in die woestyn, en toe hy nou die vyand oorwin, het hy gesê deur die woord. Spiritual warfare, ouens, is deur die woord. Daar staan geskrywe. Daar staan, ja Lilian, hy moes eers gesalf word vir die wat in die woestyn en nog verder sou gebeur. Hy moes, want jy moet verstaan, hy's ook mens. And we need the anointing. Because without the anointing, we are going into depression if there's conflict in our lives. That's why we really, as Christians, as children of God, as reborn children of God, we need the anointing. We need the presence of God to move in absolutely, to move into a realm of victory. Only victory. Goed. Hy hoor toe hy uit die woestyn uitkom, toe hoor hy Johannes die Doper is gevange geskap.
So hy het sy wy toe nou oopgemaak en hy is toe nou op pad Nazaret toe. En op pad Nazaret toe. Toe gebeur die volgende. Julle, die krag nou is op die Christus, op Christus, die Messias. Dit is op hom. En weet jy wat gebeur omdat dit op hom is? Wonderwerke en tekens volg. Want hy het bedien in vryheid, wonderwerke het plaasgevind, genesings het plaasgevind, en die mense het agter hom aangeloop. En dit is waar die bergpredikasies vandaan kom, waar Jesus, he ministered to the multitudes of people, want die krag van die Heilige Gees was op hom. Kom aan ouens, kan julle verstaan dat die doop, julle moet ophou uit die godsdienst ding uitkom, nee, ek was klein gedoop. Hierdie is vir jou 'n anointing, vir jou roeping. Hierdie doop beteken, in Matteus vra hy nie, jy moet gedoop word nie. Hy sê, gaan heen, maak disippels van alle nasies en doop. Wat beteken dit? Doop. Hy vra nie, asseblief sal julle laat doop nie. Asseblief, kan julle laat doop nie? Nee, jy kan nie 'n babietjie doop nie. Jy kom tot repentance en jy doop. Want hoor wat sê Jesus, ek is nou skoon opgewonde. Hy sê, toe hy klaar gedoop is, vers 15, Matteus 3:15, sê hy, it be so now, luister mooi, it is proper for us to do this, what? Die doop, to fulfill all righteousness. En wat het John gesê? He consent. Dit is wat Jesus gesê het, voor hy gedoop is, dat hy gedoop word, dit het alles te doen met die doop. Dis die right standing in Christus. Dit is so, onderdompeling is die doop, nie besprinkeling nie. Dis nie besprinkeling nie. Ek sê dit vandag vir julle, ek vertel julle die waarheid. Hierdie goed staan in die woord van die Here. Want ek is gedoop onder dwang. Ek is gedoop omdat mense vir my gesê het ek moet. Maar ek het nooit die doop verstaan nie. Hulle het vir my gesê, nee, jy is onderdompel, jy kom nou uit Egipte uit. Dit is nie so nie. Jesus was nooit in Egipte nie. Hy was nooit 'n slaaf nie. En ons moet die beeld van Christus nastreef. Ons moet doen wat hy gedoen het. En wat het hy gedoen? Hy het hom gaan laat doop in die Jordaan. Hy het opgekom, hy is woestyn toe. Want hoekom? Hy het die salwing van die Here gedra. Hy was excited ook. Maar die woestyn was daar, want die roeping was te groot op sy lewe. En baie van ons wil nie woestyn toe gaan nie, want jy sien, as jy woestyn toe gaan, dan sê jy vir jouself, dis moeilikheid hierdie. Dit is nie die waarheid nie. Jy moet daar deurgaan, om uit te kom aan 'n kant. En ek wil vir julle sê, toe hy daar begin bedien het, na sy doop, na die salwing, nadat hy daar uit is, wonderwerke en tekens. En terwyl hy preek, kry hy 'n reputasie van die woord rabbi en 'n miracle worker. Is dit nie mooi nie? Wat wil jy hê moet jou reputasie wees in die lewe? Wat? Waarvoor moet mense jou kan sien? Is dit vir 'n oorwinnaar? Is dit vir wonderwerke en tekens? Vir wat is dit? Vir wat? Wat is jou reputasie in die geestemensie? Kom ek vir jou sê, my reputasie in die geestemensie, as die vyand my sien, dan sê hy, asseblief kom ons los haar net uit, want ons het groot moeilikheid vandag. Groot moeilikheid. Haar swart is reg, haar woord is reg. Sy is gesalf deur die Here. Asseblief, ek is in geen ding nie, ek is 'n ma van kinders, ek het 'n passie vir die Here. Ek is nie wat mense my noem nie, ek is nie daar vir 'n titel nie. Ek is daar om jou te leer, dat jy moet bykom, dat jy in 'n plek moet inkom, waar jou bediening kan begin, waar jy kan inloop in oorwinning, waar jy kan leer uit my foute uit. Ek het vir julle gesê, asseblief loop hierdie journey saam met my hierdie jaar. Kom, julle moet saam met my gesels. Loop hierdie journey saam met my. En terwyl hy die wonderwerke en tekens gedoen het, is hy toe op pad na Nazaret. Laat ek net gou kyk of ek reg is. Ja. Goed. Nou, Janita,
Jonita, dit is waar wat jy sê. Gaan lees bietjie die comments, dit is waar, baptizo. Dit beteken onder die water en uit. Maar ek wil nou gou vir julle dit vertel. Hy kom toe nou in die stad in, en daar's baie mense wat hom toe volg. Baie, die mense loop letterlik agter hom aan. En hy het nie hierdie eer om hom nie, want weet jy hoekom? Hy weet wie hy is in homself. Hy weet wie hy is. Hy is die Christus. Hy is die een. He's the anointed one with the anointing on his life. En hy stap in die sinagoge in, want dit was tradisie daai tyd, dat jy op Sondag na die sinagoge toe gaan. En hy gaan na die sinagoge toe, en hy roep hom uit, en hulle roep hom, en hy moet nou die skrif verder gaan lees van die skrol. En jy weet, wanneer hulle die skrol ontvang, dan moet hulle, waar die merkie is, van die vorige rabbi wat gelees het, moet hulle aanlees. So hulle kan nie net kies waar hulle wil lees nie. Hulle, daai merkie is daar, en dan wanneer hulle die skrol vat en oopmaak, lees hulle verder aan, waar die vorige rabbi opgehou het. So, en Christus, nie Jesus nie, Christus gaan, hy vat die skrol, en hy begin hom lees, en hy sê die volgende, hy lees die geskrifte van Isaiah 61, profound, hoor wat sê hy, the spirit of the sovereign Lord is upon me. Yes, ek love it. Hy sê, wat? Luister mooi. Hy sê, the spirit of the sovereign Lord is upon me. Wil julle dit ook nie kan sê nie? Wil julle dit ook nie hê nie? Wil julle nie? Want weet jy wat, ek wil dit, ek soek dit. En Jesaja verwys hierso na die anointed one and his ministry. En hy lees verder, lees hy, daai hele stukkie, julle kan dit gaan lees, van, hy het gekom om die siekes gesond te maak, vir die wat gevange is, te bevry, gaan lees daai hele Jesaja, en hy lees dit, en toe hy klaar is, toe rol hy die skrol op, en hy gee dit, en hy gaan sit, hele, en daar lig wenkbroue, en daai ou religious spirits, religious demons, wat in die sinagoge sit, sê die volgende, is dit nie die seun van Josef daai nie? Is dit nie hy daai nie? So weet jy wat nie? Rachel, Petru, Elsa, Rachel, Adri, weet jy wat wil ek vir julle sê? Daai selfde salwing, wat op Christus rus op ons. Maar ek moes eers die hele prentjie sien van die doop van Christus. En toe ek my laat doop het, nadat ek hierdie prentjie gesien het, toe verander alles in my lewe. So ek is 'n paar keer gedoop. Julle, elke keer as ek in Israel kom, ek was 8 keer in Israel, ek het Herman saam oorlede Herman gehelp om toere te vat. Elke keer gaan doop ek. Dan lag hulle dood vir my. Dan sê hulle vir my, hoekom doop jy? Jy is mos gedoop. Dan sê ja, ek doop net ingeval, ek soek daai salwing. En dan eet die visies jou voete so, jou tone. Dan staan ek daar en skree visies af in die Jordaan. Maar doop, wil Amelia gedoop word. Ek mis nie 'n doop nie. Ek mis dit nie. Glad nie. Want hulle sê vir my, is jy nou 'n regtige wederdoper? Ag ja, ek is. Ek gee nie om wat mense van my sê nie. Die doop is vir my hierdie prentjie van Jesus, waar hy loop as Jesus. In die oomblik toe ek uit die water uitkom, en my naam word gesê, in die geestelike riem, beteken my naam, industrious, hard worker for God. So voor die tyd, het my naam, absoluut manifesteer in vlees. Ek het presies die teenoorgestelde gedoen. Ek het nie hard gewerk vir die Here nie. Ek niks gedoen nie. Ek was nie industrious nie. Maar toe ek uit die water uitkom, en ek ontvang die salwing van die Here, toe gebeur daar iets. Toe gaan ek van die vleesnaam na die geesnaam. En vandag beleef ek die geesnaam. Jesus het gekom in die vlees. Sy naam was Jesus.
Almal het hom geken as Jesus. En hy kom by die doop en hy kom uit die water uit. Toe word sy naam Christus, die gesalfde een en sy salwing. Karen, ek kan onthou toe ek jou gedoop het. Ek kan onthou dat ek van julle gedoop het. Dit is amazing. En weet jy wat, nee, as ek doop, en ek doop mense, nou oralste, as ons doop, ek laat jou in die water inkom, dan bedien ek jou in die water, want jy's vlees, so ek doen bietjie bevryding op jou, ons doen al die vergifnis op jou, want ek wil hê as jy onder die water ingaan, moet jy uitkom as 'n skoon wessel. Ek wil nie hê jy moet nog al hierdie genonsens by jou, saam met jou dra nie. So dan bedien ek en Heno die mense, en dan doop ons hulle, en as hulle uitkom, dan gooi ek hulle vol olie. Dis net olie. En hulle klim daar uit dronk vol olie, want hulle manifesteer nou hulle naam in die geestelike realm. Hoor julle wat ek sê? Sê vir my ja of nee, julle moet onthou. Julle moet hierdie goed weet. Maar ek wil dit vir julle net in 'n ander perspektief stel vanoggend. En jy moet jou geestelike naam kan begin uitleef, want jy het net nie nou is jy op 'n plek waar jy dalk in depressie is, so jy het net nie nou daai openbaring nie. OK. So, ja, ons reël weer 'n doop, is reg Elsa. Want dit is my siening van die doop. Ek wil doen wat Jesus doen. Jesus het hierdie goed gedoen. Nee, ek is nie gedwing om dit te doen nie. Toe ek hierdie openbaring kry, toe besef ek, Jesus Amelia, ek wil soos Jesus gedoop word. Ek soek daai Johannes wat my moet doop. Maar hy moet my reg doop. En julle die oggend toe ek regtig gedoop word, was dit nog donker buite op 'n kamp, 'n Koinonia kamp, en ons het in warm water gestaan. En terwyl ek met hierdie openbaring sit, toe klim ek in die water in. Dit is na 2 jaar wat mense vir my sê, doop, ek wil nie doop nie, ek verstaan dit nie. Toe ek in die water inklim, dit was warm water gewees, daarom. Toe ek inklim, toe voel dit of ek brand. Toe gaan staan ek voor Herman, en hy sê vir my, het jy nou die openbaring gekry van die doop? Ek sê vir hom, Amelia, in vlees, haar naam moet sterf, want sy het eintlik niks gedoen nie. En Amelia moet opstaan in haar geestelike naam, wat beteken industrious, hard worker for God. I want to work for the Lord. En Herman doop my, en dis nog skemer buite, julle, ek jokkie vir julle nie, toe ek uit daai water uitkom, toe breek die son deur 'n wolk, en kom skyn op my. Dit was, ek het begin huil, ek was dronk, ek het begin huil, want ek het vir die Here gevra, asseblief gee my net 'n teken. Ek weet, maar ek vra nooit vir tekens nie. Maar julle toe ek uit daai water uitkom, het was nog skemer, want ons het al 5 uur in die oggende, was ons al in die doopbad daar. Toe ek daar uitkom, en die son kom deur 'n wolk, en hy skyn op my, toe besef ek, ek wil chonk. Toe besef ek, die Here is so reël, soos dat ek hier sit vandag, is hy so reël in my lewe, dat ek nie sonder die Here kan nie. Ek kan nie sonder die Here nie, ek kan sonder alles, maar ek kan nie sonder God nie. En weet jy wat is so mooi? Dus kom ek julle vra, moenie julle kinders leer van liewe Jesus nie, asseblief. Hy is die Christus, hy is die gesalfde een, en hy dra 'n salwing. En julle moet dit besef vandag, dat die doop is een van die mees awesomeste goed wat in jou lewe kan plaasvind. Jy kan nie net in die water klim, onder die water in, omdat jy gehoorsaam is nie. Jy moet die openbaring hê van hoekom jy deur die doopbad moet gaan. En baie van julle is gedoop waar die pastoor buite die doopbad staan en jou net indruk. Dit is nie vir my reg nie. Dit is nie. Ek klim saam en ek het 'n kamp gedoop waar Herman of Gerda se ma is oorlede gewees en ons het 'n groot kamp gehad. Dit was, ek dink 150, 160 vrouens.
groot kamp. En daar het 'n yslaagie op die swembad gelê. Dit was koud. En die vrouens wil gedoop word. Die Vader alleen weet. Daar is nou 2 ways about it. En Herman sê vir my, hoorie, ons gaan ry, maak die kamp klaar. Doop hierdie vrouens. Hier klim ek het nie doopklere daar nie. Hier klim ek met 'n sweetpak binne in daai water, punt nommer 1 verkeerd, want dit voel of ek wil verdrink, en die vrouens klim in die water. En ons doop al 150 met hierdie openbaring wat ek nou vir julle gegee het. Want toe sê ek vir hulle, hoor, ek doop julle nie uit Egipte in julle beloofde land nie. Ek doen dit nie, want dit is nie waaroor dit vir my gaan nie. Dit gaan vir my om 'n anointing te kry as jy uit daai water uitkom. Laat jy reg is vir jou ministry. En dit is hoekom ek saam met jou in die water klim. Dat ek saam met jou daar staan. Dat jy die genuinheid voel wat Jesus gevoel het met Johannes. Dat jy kan voel, daar is iemand by jou wat omgee vir jou. Wat jou belange op die hart dra. Wat wil hê jy moet die openbaring en daai ervaring voel wat ek gevoel het. Want dit is belangrik. Daai oggend het ek gesien vrouens dryf op ys. In jou lewe moes ander vrouens ook inklim om te help sodat hulle onder die krag geval. Hulle het net begin dryf. En moenie, Lillian, is waar wat jy sê. Satan wil ons in decepsie lei, sodat ons nie hierdie goed verstaan nie. En ek wil vandag vir julle sê, hierna het jy nie meer 'n verskoning nie. Asseblief bid hierdie openbaring. Dit is 'n verhaal van Jesus, ouens. Ek suig dit nie uit my duim uit nie. Ek sê nie vir julle, okay, gaan in, ek dwing julle nie. Ek wil hê julle moet die openbaring kry. Van hoe special was dit vir Jesus? Want hy kom uit as die Christus. Ag man, kan julle dink as julle uit die water uitkom? Kom jy uit, Jules, as hierdie man, vrou van God, Elise is hierdie vrou van God, Jolene, ek weet ons mis almal daai kampe. Maar ek weet dat ons nou op 'n punt kom om op te hou speel. Hou op speel met God se woord. Hou op. En as julle weer wil laat doop, sorg dat julle by die vrouekamp is. Ek soek net nog 'n plek vir die vrouekamp. Ek wil dit graag hier naby hou, laat dit gesentreer is hier in Pretoria. Ek weet net nie waar om 'n plek te kry nie. So ek soek nog, want ek wil graag 'n vrouekamp hou. Ek wil en ek wil julle bedien en ek gaan julle regtig op hoogte hou van die vrouekamp. Al moet ons dit nou maar klein hou, maar al moet ons nou maar elke week 'n kamp hou sodat ons almal kan inkry, of een groot kamp. Ek gaan julle laat weet waar dit is. En dan gaan ek ook 'n kamp in die Kaap doen. So ek sal julle laat weet wanneer ek die kamp dan in die Kaap doen. So, maar ek wil vandag vir julle sê en vir julle vra, onthou net, jou roeping, your calling and conflict goes hand in hand. Amen. En onthou net, daar kan nie 'n oop hemel oor jou oopskuif as jou hart toe is vir die Here nie. Arend, ek sien jou gesig hier daarbo. Sê en praat bietjie saam met my. Dit is reg, Belinda, daar is nie meer tyd verspeel nie. Die vyand hou soveel goed van ons weg, nê, dat ons so verlore raak, dat ons nie weet of ons kom of gaan nie. Ons weet dit nie. As Jesus homself laat groot doop het, wat is jou probleem? Wat? Dis nie vir my 'n bekeringsdoop nie. Ja, repent, maak disippels van alle nasies, doop hulle. Dit is 'n tipe. Jesus sê dit ook. Hy sê dit ook. Want hy het nie nodig gehad om te repent nie. Hy het nie. Het hy? Sê vir my, het hy? Het hy nodig gehad om te repent voor hy gedoop is? So sy doop was nie 'n repentance doop nie. Sy doop was righteousness. It was righteousness. Ja, ons moet wakker word.
Want hy sê dit. Ek wil dit weer vir julle lees. Word net wakker. Let it be so now. It is proper for us to do this. Wat? Die doop. To fulfill all righteousness. And then John consented. Ek weet baie sê, dit is die bekeringsdoop wat jy moet laat doop. Ek verstaan nie daai enetjie nie. Ek verstaan, ek wil my laat doop, om righteous voor God te kom. Ek wil doop, laat my naam verander. Ek wil doop, laat ek in purpose inkom. Ek wil doop, laat ek in calling inkom. Ek wil doop, laat ek in die bediening van die Here kan kom. Ek wil gedoop het, om die krag te ontvang wat Jesus, ek wil alles hê wat hy het. So ek doen alles wat hy doen. So as jy nou de mekaar is vanoggend, asseblief, sê vir my ek's bietjie de mekaar. Want weet jy wat, nee, sê hierso, ag, bloeiselbediening, my dogtertjie het Christus aanvaar en haar saligmaker en is gedoop verlede naweek op 'n kamp. Ag, prys die Here. Prys die Here. Daar is nie 'n ouderdom nie. Ek sê net, my kinders wil ook gedoop word, maar ek sê vir hulle, julle kan nou net bietjie wag. Wag net bietjie. Want ek moet eers vir hulle die goed mooi oopbreek. Want hulle was nog nooit op 'n kamp nie. Maar dis hoekom ek vir julle gesê het, ek was gedoop en met daai keer en die son het op my gekom. Toe is ek weer gedoop in die Jordaan. Toe is ek weer gedoop in die Jordaan. Toe sê Herman, nee, kom ons doop jou net ingevul. Ek het my siek gelag. Want Herman sê, nee, jy kort nou net Jesus. Kom, jy kort net weer 'n vuurdoop van die Here af. Maar dis net Amelia. So ek wil ook vir julle sê, dis hoekom mense sê, ek is 'n wederdoper. Ek sê, dit is nie. Ek is 1 keer gedoop. Maar as ek die tweede keer gaan, dan sê ek, het ek vir Herman gesê, was net bietjie al hierdie sonde af, laat ek net bietjie kan skoon kom. Asseblief, ek wil net bietjie skoon kom. Dan is dit nie weer my doop nie, dan was hy my man net, en salf my man net weer. Maar, ag, dit is eintlik net awesome. Gaan luister weer hierna. Wat ek gaan doen, nee. Ag, Lenet Benadi, dis goed, daar in Nieu-Seeland. Ek weet julle moet hierdie woord hoor. Asseblief, dit is vir my belangrik dat julle die openbaring het van dit. Jolien reën dit in Witbank. O, jette. Maar dit is nou net onweer hier by ons geraak hier buite. Ek sit hier in hierdie vars lug. So ek gaan julle nie ophou nie. Wat ek gaan doen is ek gaan die notas vir julle op Facebook sit. Dat julle daarna het. Dit is waar Luzanne, dit is 'n profetiese aksie. So ek wil met julle deel wat ek nou op gaan sit op Facebook. Ek sal die notas opsit na die post en gee my net kans, want ek gaan nou babietjies oppas van 6 maande en van 2 jaar. So ek gaan nou lekker ouma speel en hulle opsoen. En ek wil vir julle sê, ek wil regtig julle net laat julle my release en luister weer na dit. Ek gaan volgende week net weer recap oor discernment wil ek recap en oor die doop wil ek recap en voor ons volgende week aangaan. So ek wil vir julle sê, die wat gedoop wil word, kom ons gaan die kampding doen en ons doop julle oor in die nuutheid van salwing, Christus in my, die hoop van alle glorie. So dis jou identiteit wat jy het, wat jy veronderstel is om te hê. Dit is jou identiteit in Christus. Jou identiteit in Christus. So asseblief, ek vra weer vir jou, hou op om julle kinders te leer van liewe Jesus. Hy is die leeu van Juda. Hy is die sterkte. Hy is sterk. Hy is alles wat ons nodig het. Hy is volmaak. Daar is niemand anders soos hy nie. En ons moet ons kinders leer, wat is hulle identiteit in Christus. So jy kan nie vir iemand vertel van liewe Jesus nie. Liewe Jesus gee daai prentjie van iemand wat net soos 'n liewe Jesus, iemand wat klein is. Nee, hy is die leeu van Juda. Hy brul, wow.
En as jy daai brul ontvang, ek dink volgende week gaan ek bietjie brul, en mag die salwing jou onderste bo klap, want weet jy wat, ons het radical goed nodig in die bediening, ons het radical goed nodig in ons lewe. Ok, so laat ek vir julle met 'n radical gebed afsluit, in Jesus naam. Ok, Here, ek wil kyk vir hulle vanoggend, en ek wil vra, dat U hulle sal seën, met seëninge, dat U hulle sal bless, met alles wat hulle nodig het, dat U hulle kinders sal seën, wat kinders het, dat U, hulle wat getroud is, hulle absoluut seën in hulle huwelik. Here, elkeen wat tekort is of wat baie het, laat hulle asseblief seën hulle finansiëel, seën hulle met gesondheid. Here, baie dankie wil ek ook vandag sê, vir almal wat saai in die bediening, en dit vir my absoluut die voorsiening gee, wat ek lekker weer kan uitgee, en dankie sê Here, seën vandag, en hulle oes inbring. Dankie Here vir elkeen se hart wat mooi is. Dankie Here vir elkeen se liefde. En dankie Here, ek wil bid vandag, dat U elkeen wat na hierdie opname kyk na die tyd, sal seën Here, in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. En van julle vra nou, hoe bid 'n mens? As jy nie weet hoe om te bid nie, gaan sit op die bed en praat met die Here. Here, ek is so op soos ou brood. Gaan maak jou rou hart voor die Here oop. En as jy nog nie kan nie, dan bid jy die Onse Vader, want Jesus of Christus het die Onse Vader vir hulle leer bid, voordat hy in die sinagoge ingegaan het. So met die gebed wil ek vir julle sê, baie dankie, ek weet dit was kort, baie dankie vir vanoggend, ek bless julle, en ek seën julle, en mag julle 'n awesome naweek hê, ons gaan lekker gesels volgende week, en ek bid, dat julle altyd gesalf gaan bly. Julle dankie vir elkeen wat aanlyn is, wat soveel lekker saam met my gesels. Ja, Luzan, ek is ook al gatvol gewees, maar dankie weer eens vir al die saad. Ek waardeer dit. Ek skryf julle naam in 'n boekie, en ek bid vir julle vir dit. Baie dankie, en ek's lief vir julle, en I love you with the love of the Lord. Lekker naweek. Tata!